Gister het ons stilgestaan by Hemelvaart. Nou as daar een dag op ons kerkkalender is wat die perspektief van Christene moet verander, is dit Hemelvaart. Dit was die dag wat die herstelknoppie vir Paulus die hele wêreldbeskouing ingelei het. Voor sy ontmoeting met die opgestane Here Jesus, het Paulus gefokus op 'n etniese geloof. Alles het gedraai rondom die Jode in die tempel in Jerusalem. Maar na hierdie ontmoeting het hy besef dat Christus opgevaar het, dat hy nou sit aan die regterhand van God. Hy het nou die gesag oor elke nasie, nie net oor Israel nie. Daarom het hy na die groot Romeinse wêreldstede, soos Efese en Korinte en Filippi en Athene en selfs Spanje gereis. Hy het homself nie gesien as iemand wat 'n nuwe godsdiens versprei nie. Hy het nou as 'n ambassadeur gewerk wat die heerskappy van die ware koning aan die hele Romeinse ryk aankondig. Dit is waarom hy met oortuiging en uiterste dringendheid beweeg het. Hy het geglo dat Christus reeds in die hemel op die troon was, dat dit sy taak was om die aarde voor daardie troon te laat buig. Die hemelvaart het beteken dat mense kon dink dat Jesus nou liggaamlik afwesig was. Maar Paulus het met oortuiging verkondig dat die kerk nou sy liggaam is. Daarom het hy nie net gewerk om mense tot geloof te bring nie, maar ook om gemeentes te stig wat as Christus se hande en voete sou funksioneer. Hy skryf dat Christus die hoof in die hemel is, dat die gelowiges sy fisiese teenwoordigheid op aarde is. Dis waarom hy 'n stad na slegs 'n paar maande kon verlaat. Dit was nie nodig dat hy altyd daar moes wees nie, want die opgevaarde Christus het deur die Heilige Gees en die woord in die plaaslike gemeente gewerk. Die hemelvaart het beteken dat Paulus 'n ware koning, nie die Caesar was nie, en daarom was dit nie nodig dat die Christene bang hoef te wees vir Romeinse vervolging nie. As hulle koning reeds in die hemel was, het die dreigemente van 'n aardse ryk hulle krag verloor. My tweede voorbeeld is die apostel Thomas. Hy was die man wat met sy eie hande aan die wonde van Jesus geraak het. Hy het geweet dat die Here lewe, opgestaan het. Toe kom die dag op die Olyfberg. Jesus het gepraat van alle mag wat in die hemel en op die aarde aan hom behoort, en dat hulle sy getuies tot aan die einde van die aarde moes wees. Toe begin hy eenvoudig om van hulle af weg te vaar in die lug in. Daar was geen waaf van vuur, geen dramatiese donderslag nie. Net 'n stil vertrek in die wolke in, maar iets diep het in Thomas geskuif. Die hemelvaart beteken dat Jesus nie meer beperk was tot 'n dorpie in Galilea of 'n geslote kamer in Jerusalem nie. Hy was oral teenwoordig. Thomas het besef dat as Jesus aan die regterhand van God sit, dan was die Romeinse ryk skielik baie klein. 'n Paar maande later het hy op 'n hawe gestaan en uitgekyk na die onbekende waters oor die Indiese Oseaan. Hy was duisende kilometers van die huis af. Vir 'n eerste eeuse persoon het Indië die letterlike rand van die bekende wêreld verteenwoordig. Iemand sou hom kon vra, waarom sou jy nou alles verlaat vir 'n God wat jy nie kan sien nie? Thomas het geglo dat sy koning net soveel reg op die harte van die mense in Malabar gehad het, as op diegene in Judea. Jesus het hom nie verlaat nie, hy het net opgevaar, sodat hy ook in Indië by hom kon wees. Dit is waarom daar die mooi kerk aan die Kerlakus, waar Thomas in die jaar 52 gekom het, nou nog die naam Christene dra. Hulle noem hulle self die Thomas Christene. Nou wonder ek, hoe verander hemelvaart jou perspektief? Is Jesus regtig teenwoordig by jou deur sy Gees? Mag jy dan vandag vir hom lewe? Kom ons bid saam. Here, dankie dat die Heilige Gees by ons is. Dankie dat U opgevaar het. Dankie dat dit deel van U raadsplan is. Amen.